Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is baie lekker om almal van julle te sien. Ons is nou so tussen in winter en somer. Dit voel vir my ons het nou eers onmiddellik herfs gekry. Dis wonderlik hoe die seisoene verander en hoe Bethlehem in een dag vir jou 3-4 keer verskillende seisoene kan gee. Maar dis lekker om vanoggend hier te wees. Dis daarom nie so koud vanoggend nie. Ons lei vanmôre af met ons Vader. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam, laat die ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die rein, en die sterkte, en die Here, vir ewig en ewig. Amen. In hierdie week wat verby is, verlede Sondag het ons begin met die tema Jesus bid vir ons geloof. En in hierdie week het ons stilgestaan by God wat vir ons bid. En vanoggend sluit ons af met die Heilige Gees wat vir ons bid. Die Heilige Gees wat vir ons intree. Maar 'n belangrike deel, en Ebert het dit ook gesê vanoggend, is ons wat vir mekaar bid. Ons kan nie sonder gebede nie. En ons kan ook nie sonder gebed van ons medemens nie. Here my God, U is my rots, U is my toevlug, U is my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre, en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus, en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vanmôre met 'n pragtige lied. Ons het lekker saam gesing vanmôre. Broers en susters, en die 3 gebede wat ons gesing het vanoggend, het voorwaar die atmosfeer geskep vir ons liedere. En kom ons sing nou 'n loflied saam. Een van die pragtige liede, lied 212, en ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Loof die Here, hy is goed, loof sy heilige naam. Lied 212, vers 1 en vers 3.
Broers en susters, ek wil graag die wet van die Here vanmôre vir ons lees uit die boek Eksodus uit, Eksodus 20. Die volk Israel is besig om te trek deur die woestyn. God het hulle sopas bevry uit Egipte uit. En dan sê hy vir hulle, ek wil my liefde vir julle gee. En vanoggend as ons verder kyk na die Heilige Gees wat vir ons intree met versigtinge, dan staan dit nooit los van ons verbintenis met die Here nie. Dit staan ook nooit los van ons getrouheid en liefde vir sy woord en vir sy wet nie. En daarom gebed staan nie los van ons lewenswandel nie. Gebed vorm 'n integrale deel ook van hoe ek en jy leef. En as ek en jy besef vanmôre dat die Heilige Gees vir ons intree vir ons swakhede, dan is dit krities belangrik dat ons vanmôre ook luister na die wet van God. En ek gaan vanmôre net die eerste 4 gebooie lees. Die eerste klipplaat wat God vir Moses gee, die 4 gebooie wat handel oor my verhouding met God. Eksodus 20 vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het hy dit as gereelde rusdag geheilig. Ek wil vra dat jy 'n oomblik sal neem vanoggend, en vir 'n oomblik jou verhouding met God sal ondersoek. Daar waar jy sit vanmôre, wil ek vra dat jy vir 'n oomblik sal vra, hoe leef ek en hoe lyk my lewe voor God? Net daai vraag vanoggend. Neem 'n oomblik en evalueer vanoggend jou verhouding met God. Ons Here God, ons dankie vir die wet wat ons harte in beroering kan bring. Maar Here, ons dankie ook vir die wet wat ons met tye in ons lewens aanspreek, want ons het nodig om aangespreek te word. Partykeer gebeur die lewe teen so vinnige pas dat ons verhouding wat eens warm en intens was, stadig maar seker begin afkoel en ons bietjie vir bietjie verder wegdryf van U af. Partykeer, Here, raak ons slordig in ons navolging van U. Partykeer raak ons lou in ons verhouding met U. Here, partykeer raak dit net vir ons moeilik om te bid. En daarom dank ons U dat U wet vanmôre nie kom om ons net reg te wys nie, maar ook om ons vas te gryp en nader te trek aan U. Dat U hierdie geleentheid gebruik in die wet, Here, om te sê, my kind, ek het jou lief. Ek wil jou vashou. Ek wil jou geborge hou. Dankie, Here, dat ons kan stil word voor die wet en dat die wet met ons kan praat. Ons loof en prys die Here. Amen. Ek wil vra terwyl ons so sit, kom ons sing lied 231 en ons sing daarvan die 3de vers. Lied 231 vers 3.
Ons skriflesing vanmôre kom uit 'n baie bekende gedeelte uit die Bybel uit. En dit is Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 26. Ons gaan 3 verse saam lees. Vers 26, 27 en 28. Jy is baie welkom om die Bybels daar oop te maak. Romeine hoofstuk 8, vers 26, 27 en 28. En ons kyk vanmôre wat gebeur wanneer die Heilige Gees vir jou bid. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons dankie dat ons vanmôre kan stil word voor U woord. Here, dankie dat ons hier in die kerk as medegelowiges bymekaar kan wees en U kan loof en prys. Dankie Here dat ons kan opgewonde raak oor wie U is en wat U doen. Dankie dat ons vanmôre by die nagmaalstafel kan kom sit, Here Jesus Christus in U liefde kan beleef op 'n tasbare manier. Maar Here, dankie dat U ons liefhet. Dankie Jesus dat U vir ons bid. Heilige Gees, dankie dat U vir ons intree met versigtinge ook in ons swakheid. Want ons is swak. En dankie dat ons vanmôre met daardie vertroue en geloof hier kan uitstap, om te weet U gryp ons vas en U los ons nooit. Breek U woord vir ons oop. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre, broers en susters, Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 26, en is op bladsy 206 in my Bybel. Voordat ek dit lees vanoggend vir ons, wil ek vir julle 'n ding sê wat vir my vanoggend baie belangrik is. As ons vanoggend hierdie gedeelte lees en ons lees hierdie woorde saam, hierdie 3 verse, is dit geweldig belangrik dat ons vra, kan ons die bron waaruit ons lees vertrou? Dit klink soos 'n dom vraag, want almal van ons wat hier sit, as ek vir u vra, glo jy dat die Bybel die woord van God is, sal jy vir my sê, ongetwyfeld. Ek wil nie sê meer as ander kere nie, maar in besonder vanoggend is dit belangrik om die bron, die Bybel, die woord van God waaruit ons lees vanoggend 100% te vertrou. Want die gedeelte wat ons vanmôre gaan saam lees, is 'n kritiese belangrike deel vir jou geloofslewe. Want as dit goed gaan met ons broers en susters en ons is in 'n gelowige goeie plek, is dit baie keer maklik om te bid. Is dit maklik om tot die Here te nader? Maar wat van daai donker tye in ons lewens? Wat van daai donker tye wanneer jy twyfel in jouself, maar wanneer jy ook twyfel in die Here? Wat van daai donker tye wanneer jou mond droog is en jy nie woorde oor jou lippe kry om te bid nie? Of daai oomblikke wanneer jou brein so dood voel dat jy nie eers kan dink nie. En daarom is dit vanmôre belangrik dat ons hierdie woord wat ons lees en die bron vertrou. Dat ons dit ontvang as die woord van God vanmôre. En daarom wil ek vra dat ons vanmôre met hierdie woord sal besig wees en sal besef, dis die geïnspireerde woord van God deur die Heilige Gees. Kom ons lees dit saam vanoggend. Romeine hoofstuk 8 vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe om te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, ons vier vanmôre die nagmaal. En as jy vanmôre na die nagmaaltafel kyk, wil ek hê, moet u vanmôre dit as 'n uitnodiging beleef. Want jy sien, die nagmaal gaan oor een baie belangrike saak. Die nagmaal gaan oor God wat vir gebroke mense sê, ek het nie van jou vergeet nie. Die brood wat ons vanmôre gaan breek, gaan oor die liggaam van Jesus wat gebreek is, sodat ek en jy kan weet, ons is herstel in Christus.
Ons gaan die wyn drink vanmôre en die wyn herinner ons dat Jesus se bloed gevloei het, dat ek en jy vanmôre hier kan sit as begenadigdes deur die genade van God. En saam met dit vanmôre sluit ons tema van Pinkster af, God bid vir jou. En dit is waarna ek wil hê ons vanmôre moet kyk. Want dalk het jy vanoggend hier ingestap en dalk is jou hart vanmôre swaar. Miskien het jy vanoggend hier ingestap en jy voel leeg in jou binneste. Miskien het jy hier ingestap en jy voel moedeloos. Dalk het jy ingestap en jy het gehuil vanoggend. Of jy het in die week dalk gehuil. Dalk het jy hier ingestap vanoggend en jy het vir jouself gesê, ja, ek weet nie eintlik wat doen ek hier nie. Want ek is nie meer seker nie. Dan wil ek vir jou sê, vanmôre praat die Here met jou. Vanmôre wil die Here vir jou kom sê, ek sien jou raak. Ek hoor jou. Ek voel jou. Ek bid vir jou. En dit is die woorde wat ek wil hê vanmôre by ons moet insink. Elkeen van ons wat vanmôre hier sit, worstel op verskillende vlakke van ons lewe met verskillende dinge. Maar ek wil hê, jy moet vanmôre weet en hier uitstap met die geloof dat God die Gees vir jou bid. En daarom kyk ons vanmôre na hierdie gedeelte. En ek wil vanmôre praat oor 'n vraag wat baie mense vir my vra. Ek dink broers en susters, in 'n dominee se lewe is dit seker een van die onderwerpe wat wanneer jy met mense werk, die meeste na jou kant toe kom. En dalk het jy dit al gesê, dalk het jy dit al vir my gesê, of dalk het jy dit al vir iemand gesê, of dalk het jy dit in jou binneste gesê, maar een van die vrae wat meeste kere in ons binneste leef, is die vraag, waarom bid ek? En daardie oomblikke kom gewoonlik wanneer dit sleg gaan met jou, wanneer jy in donker plekke is. Hoeveel keer het mense al na my toe gekom en vir my gesê, "Jesus Rian, ek weet nie meer wat om te bid nie. Rian, ek weet nie meer hoe om te bid nie. Rian, ek weet nie eers meer of wil ek bid nie." Want jy sien, dit is maklik. Ons is mos baie keer lief daarvoor om goedkoop antwoorde vir mense uit te deel. En ons sal maklik vir mense sê, "Ag, weet jy wat, bid net." Maar broers en susters, was jy al ooit op daai punt in jou lewe gewees waar jy nie geweet het wat om te bid nie? Wat jy nie geweet het hoe om te bid nie, wat jy nie meer kon bid nie? Ek was al in my lewe op daardie punt gewees. Ek was al in my lewe op daai punt waar jy sit en jy maak jou oë toe en jou gedagtes wil net nie fokus op God nie. En dan as daar woorde oor jou gedagtes kom, dan voel dit vir jou asof dit net hier teen die plafon vastref. En dan wonder jy, hoekom hoor God nie? Partykeer gebeur dit as jy langs 'n hospitaalbed staan. Jy kyk na 'n geliefde en jy dink, Here, waarom hoor jy my nie? Jy staan langs 'n oop graf van iemand wat die belangrikste deel in jou lewe hier op aarde gespeel het en jy dink by jouself, Here, waarom? Partykeer doen jy die somme en jy sien, maar Here, dit klop nie. Hoekom bring jy nie uitkoms nie? Partykeer voel jy net so leeg dat jy nie woorde het nie. En dan, broers en susters, plak ons mos hierdie maskers op vir die wêreld en ons glimlag. En as iemand jou vra hoe gaan dit, dan sê ons vir hulle dit gaan goed. Maar jy sukkel om die stukke van jou lewe bymekaar te hou. Jy kom in jou gesin en jy moet sterk wees vir jou gesin. Maar self kan jy jouself nie staande hou nie. Mense kyk na jou vir geloof. En dit voel vir jou, ek is leeg en dood binne. Ken jy daardie donker plek? Ken jy daardie geloofsworsteling? Broers en susters, wat almal rondom jou lyk, asof hulle alles so mooi agter mekaar het, asof hulle geloof so sterk op die rots van Christus staan, dat dit onwankelbaar is, maar hier binne in jou, voel dit vir jou, asof jy wil doodgaan, en jou geloof morsdood is. Dan is hierdie gedeelte vir jou, want jy sien, Romeine 8 word nie geskryf en nie geïnspireer deur die Heilige Gees vir mense wat al hulle eentjies in 'n ry het nie.
Romeine 8 vers 26 tot 28 word nie geskryf vir mense wat 'n bastion van geloof het en net heeltyd op die geloofshaai van hulle lewe is nie. Romeine 8 word deur die Here gegee aan mense wat swaar kry. Aan mense wat worstel. Dit word gegee aan mense wat huil, aan mense wat niks anders kan uitkry as net 'n sug nie. Romeine 8 is vir mense wat worstel en twyfel. Want Romeine 8 wil kom sê, wanneer my krag min is, tree die Gees vir my in. En ons gaan mooi daarna kyk vanmôre. En die troos wat dit bring. Romeine 8 is geskryf vir mense wat sê, Here, ek weet nie meer hoe vorentoe nie. Is Romeine 8 daarom vir ons te sê, moenie bekommer nie. God is besig om te werk. God is besig om jou pad vir jou uit te lê. Hou vas, want wanneer die Heilige Gees vir jou bid, werk alles altyd ten goeie mee. Hierdie is die teksgedeelte, broers en susters, wat ons seker die meeste in ons lewe ken. Een van die teksgedeeltes wat ons die meeste aanhaal in ons lewe. God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Maar dis ook een van die teksgedeeltes wat ek dink ons die swakste verstaan. Ek dink dis 'n teksgedeelte wat ons baie keer net op die oppervlak so bietjie na die bokant kyk, sonder om die ware troos wat drup van God se Gees diep in ons harte te dra. En dis juis bedoel vir die tye van twyfel. Dis juis bedoel van die tye van swaar kry. Dis juis bedoel vir die tye wanneer jy swak is. En daarom kyk ons vanmôre net na 3 verse. Ons afsluiting van ons Pinksterreeks. Die Gees wat uitgestort is en in my en jou bly. En is daardie Gees wat vir ons in ons swakhede intree. Ek lees graag net weer vers 26 en 27 eerste. En luister mooi. Hoor mooi wat skryf Paulus hier. Hy sê die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Broers en susters, hierdie is seker van die treffendste woorde, maar ook van die eenvoudigste woorde om te verstaan. En daarom is dit nie baie woorde nodig en 'n lang preek om hierdie gedeelte te verstaan nie. Want wat interessant is wat Paulus nie sê in hierdie gedeelte nie. Paulus sê, die Gees staan ons by in ons swakheid. Paulus sê nie hier dat Christene altyd sterk is nie. Paulus sê nie hier dat Christene altyd net op 'n haai is nie. Paulus sê nie hier dat Christene nie ook soms twyfel nie. Interessant is, Paulus kom en hy sê, die Gees staan ons by in ons swakheid. Paulus sê nie die Gees staan net die Christene by wie se geloof 'n bastion is nie. Hy sê nie die Gees motiveer net die wat reeds sterk van binne is nie. Paulus kom en hy sê die Gees staan ons juis by in ons swakheid. En interessant, die vertaling beteken daai swakheid is die diep gebrek wat in elkeen van ons in ons binneste leef. Die gebrek aan geloof. Want hoeveel keer in jou lewe het jy nie al by jouself gedink, "Jesus Here, as ek maar net meer geloof gehad het nie." Hoeveel keer het jy al van mense se getuienisse gehoor en 'n klomp goed wat in hulle lewe gebeur en ons sien hierdie goed op Instagram van hoe mense net geglo het en dinge het net miraculously vir hulle uitgewerk. Dinge het gebeur soos hulle gewens het en jy dink by jouself, dalk is my geloof te klein. Dalk is my geloof te swak. En is juis in daai swak geloof waar Paulus oor kom praat vanoggend. Daai swak geloof wat kleiner is as die spikkel van 'n saadjie.
Want ek onthou mos toe Jesus sê, as jy die geloof het van 'n mosterdsaadjie, kan jy vir hierdie berg sê, tel jou op en jy werp jou in die see. En nie een van die disippels kry dit gedoen nie. Dis daai geloof wat jy voel, "Jo Here, stel ek U nie teleur nie." Dis daai kere wat jy voel, "Here, maar my geloof in U is so klein, U moet verskriklik teleurgesteld wees in my." Dis daai geloof waaroor Paulus kom praat vanoggend. En jy weet die wonder is, God stoot jou nie weg nie. In jou swakheid kom God nie en hy sê, "Gaan weg en kom terug wanneer jy weer geloof gekry het nie. Gaan weg van my af en kom terug wanneer jou geloof weer versterk het nie. Gaan kyk 'n paar video's of gaan kyk 'n paar preke of gaan lees 'n paar boeke." Dis glad nie wat Paulus hier sê nie. Hy kom juis en hy sê, dis wanneer jy op jou swakste is, wanneer die Gees jou bystaan. Dis juis dikwels in ons oomblikste van swakste geloof wat ons God die intensste beleef. Want daarom praat Paulus oor ons swakheid en nie ons krag nie. Want baie keer wonder ek of het ons enige geloofskrag in onsself. Want geloof is 'n genadegawe ook van die Here. En hoor wat sê Paulus? Hy sê die Gees staan ons by in ons swakheid. Nou Paulus gebruik 'n ongelooflike mooi beeld. As hy sê die Gees staan ons by, gebruik hy 'n beeld van iemand wat iemand anders help om 'n baie swaar voorwerp op te tel. Dit sal byvoorbeeld wees wanneer ons die klavier wil skuif en ons nie hom op die wielietjies wil stoot nie. En ek probeer op my eie die klavier optel en jy sien ek kry dit nie reg nie en jy kom saam en jy help my om die klavier op te tel. Dit is wat hier staan. Die Gees is die een wat ons help dra. Die een wat ons help optel in die lewe. Want dis hoe hy ons bystaan in ons swaar kry. Dis hoe hy ons bystaan in hierdie swaar tye van ons lewe. Hy is die een wat ons deurvat. Broers en susters, het jy al ooit op 'n stadium in jou lewe op daai punt gekom waar jy gekyk het en gesê het, Here, ek weet nie hoe ek hier gaan deurkom nie. Was jy al ooit op 'n punt in jou lewe gewees waar jy so nie krag gehad het vir dit wat voor lê nie, dat jy fisies vir jouself gesê het, ek wil opgee? Was jy al ooit op daai punt gewees waar jy sê, ek weet nie hoe ek deur hierdie storm gaan kom nie? En dan op 'n dag, dan kyk jy terug en voilà, jy's deur. Jy sien, ons gee te min krediet aan God, want dit is die werking van die Gees. Dit is presies wat die woord van die Here hier sê. Dis wanneer ons swak is, wanneer ons nie meer kan nie, wanneer die Gees kom en ons optel en ons help dra. Want jy sien, daar's 'n belangrike deel van God en is die God van deur. Psalm 23, selfs al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, sal ek nie vrees nie. Jy weet, daai woord deur is vir my die kragtigste woord in die Bybel. Ons sê baie keer vir mekaar, God sê 365 keer in die Bybel, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie. Maar ons sê nie vir mekaar, hoeveel keer God sê, ek sal jou deurvat nie. God sê nie net, ek gaan jou tot by die storm vat nie. God sê, ek sal jou hand vat tot aan die ander kant van die storm. Want hoor wat sê hy verder. Hy troos ons nie met leë woorde nie. Hy sê, partykeer weet ons nie wat en hoe om te bid nie. Broers en susters, partykeer het ons net die woorde nie. Partykeer weet ons nie wat om vir die Here te sê nie. En hoor wat sê hy. Maar dit is in daardie tye dat die Gees self pleit en vir ons met versigtinge wat nie in woorde gesê kan word nie, by God pleit. En hier is die wonder. Jy sien, wanneer jou woorde opraak, wanneer jy nie meer kan bid nie, wanneer jou gebed teen die plafon vaslaan, bid die Heilige Gees vir jou, namens jou. Hoeveel keer in die lewe het jy dit al gehoor?
Hoeveel kere in die lewe al het u gehoor, dat die Heilige Gees nie net vir jou bid en hy toe gaan en sê, Rian, gee my jou hand, ek wil saam met jou bid nie, maar waar die Heilige Gees namens jou gebed, wat jy nie eers weet wat jy nodig het nie, na God die Vader toe vat, en sê, my Vader, dit is wat Rian nodig het in sy lewe. Rian kan dit nie sê nie, hy weet nie eers hoe om te vra nie, maar Here my Vader, hier is wat Rian nodig het. Ek bring dit na u toe. Dis wat hierdie gedeelte sê. En hy sê nie net dis 'n leë gebed nie, hy sê die Heilige Gees pleit namens my en jou by God die Vader. Jesus, broers en susters, vir my voel dit, dis 'n las van my skouers af in my lewe. Toe ek hierdie gedeelte begin voorberei en dieper daarop begin ingrawe, het dit vir my gevoel asof daar 'n las van my skouers afkom, om te weet in die oomblikke wanneer ek die swakste is en heel moontlik die swakste gebede in my lewe bid, kom die Heilige Gees en hy vat my woorde en hy omvorm dit en hy vat dit in volmaaktheid na God toe. En dit is waarom jy op jou knieë kan gaan. En nie eers 'n woord hoef te uiter nie. Psalm 139 sê die psalmdigter, Here, U sien dwars deur my. Meer as wat 'n Excel masjien kan sien. Hy sê, Here, U sien dwars deur my. U ken my, of ek sit en of ek staan, of ek wil weghardloop, Here, of daar 'n woord op my tong kom, nog voordat dit op my lippe is, voordat die woord in my gedagtes is, Here, weet U wat dit gaan wees. Waarom? Want die Gees van God woon in jou. Nou, ons kry baie keer die idee, dat as ons praat van die Gees wat in ons woon, is dit soos 'n kruik. Ons is 'n kruik en hy is hierdie entiteit binne ons. Dis nie wat die woord sê nie. Die sê, wanneer die Heilige Gees in jou inkom, word hy geneties deel van jou, as ons dit in plain taal moet sê. Die Heilige Gees is so deel van jou, dat hy selfs die genetiese begeertes van jou wese ken. Gees geneties een met die Heilige Gees. En daarom, broers en susters, wanneer jy nie weet wat om te bid nie, wanneer jy op jou knieë gaan en net sê, Here, ek weet nie, kom die Gees van God en hy vat jou gebed na God toe, in volmaaktheid. Hulle vertel die storie van 'n vrou wat eendag by 'n kerk ingestap het wat oop was. En die dominee is toevallig in die kerk en hy sien die vrou kom ingestap, maar sy sien hom nie en sy trane in haar oë. En sy kom sit hier heel voor in die kerk en voor in die kerk is haar 'n kruis en sy gaan sit voor die kruis en die dominee sluip so agterin want hy wil hoor wat die vrou sê. Want soos dominees is dit hy 'n pastorale hart, hy wil weet waarmee kan hy haar help. So hy wil hoor wat sy bid. En hy gaan sit so agter haar en hy sien die vrou sit net so voor die kruis. En al wat hy hoor is 'n sug. Nie 'n enkele woord nie. En toe sy opstaan en die dominee sien, toe sê hy vir haar, mevrou, hierdie was die opregste gebed wat ek ooit in my lewe gehoor het. Want hoor wat sê die woord. Die Gees van God pleit vir ons met versigtinge. Hy sug saam met jou en my broers en susters. Die Heilige Gees beleef jou seer. Jou eensaamheid, jou verlange, jou moedeloosheid, dit beleef die Gees van God saam met jou. Dieselfde intensiteit waarmee jy dit beleef die Gees van God saam met jou en daarom sug hy saam met jou by die Vader en hy pleit. En dan hoor wat sê vers 27. En God wat die harte deurgrond, wat die harte van mense ondersoek, wat die harte van mense ken, weet wat die bedoeling van die Gees is wat vir jou bid. Waarom? Want die Gees praat God se taal. God verstaan die gebed van homself, want die Gees van God is God en God verstaan homself. En daarom, wanneer die Heilige Gees met jou connect en hy voel jou seer, hy voel jou begeertes en jou behoeftes voordat dit aan jou brein opkom, weet God dit. Want God praat sy eie taal. En hy pleit vir ons. En hier is die kikker. Volgens die wil van God. Wow.
Broers en susters, die Heilige Gees vat jou gebed en hy vorm dit na 'n gebed wat vir God volmaak is volgens God se wil. Ken jy daai gedeelte waar Jesus sê, watter vader sal vir sy kind 'n klip gee as hy vir hom 'n brood vra? Of 'n slang wanneer hy 'n vis vra? En dit is waarna hy verwys Paulus. Jy sien, ek en jy vra baie keer in ons swak mensheid vir God 'n klip uit goeie bedoelinge uit. Maar die Gees vat dit en hy sê, gee vir Jan 'n brood. Nie 'n klip nie. Jesus, broers en susters. Wat 'n troos in jou donkerste oomblik in jou lewe. Wat 'n troos om in jou hart te dra dat die Gees van God met versigtinge pleit vir jou. En God hoor. En dan ons bekendste vers. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en volgens sy besluit geroep is. Het jy ooit vir jou die vraag gevra, waarom werk alles ten goeie mee? Want Paulus spesifiseer dit. Hy sê nie, dit werk net vir almal in die wêreld ten goeie mee nie. Hy sê, ons weet dat God alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Alles in jou lewe werk ten goeie mee en sal ten goeie meewerk, want die Gees van God bid vir jou. Die Heilige Gees bid vir jou. Dis waarom dit ten goeie meewerk. Nie omdat jou geloof so sterk is nie. Nie omdat jy lucky is nie. Alles werk ten goeie mee, want die Gees van God pleit vir jou met versigtinge wat nie in woorde gesê kan word nie. En dan sê hy, ons weet. Let op daai woorde van Paulus. Hy sê, ons weet. Verlede Sondag het ek gevra, wanneer word ek glo, ek weet? En die antwoord is die oomblik wanneer jy in 'n verhouding met God staan, dan hoef jy nie meer te glo nie, dan weet jy. En dis wat Paulus sê. Hy sê, wanneer ek weet, die Gees bid vir my. Jesus sê vir ons 'n belangrike ding, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand. Party dae is ons net hart, broers en susters, want hart is emosies. Party dae is jy niks anders as net 'n bol emosie nie, of hartseer of bly. Dit voel amper asof jy partykeer on top of the world is en ander keer in die dieptes van die duisternis. En daarom sê hy, feelings is not facts. Soms moet jy weet en nie voel nie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hart, jou siel, jou krag en jou verstand. Want partykeer moet jy weet kontra wat jy voel. En hoe weet ons? Hoe weet ons, broers en susters? En ek wil dit net weer vir u noem, en ek is seker ek al 100 keer in preke genoem. Die 2 pilare waarop my geloof rus, die 2 pilare waarom ek kan weet. Glo is, ek glo in Jesus Christus, maar weet is, hy is daar. En daar's 2 pilare waarop my weet rus. En dit gaan oor die vraag, God is almagtig. En as God almagtig is, beteken dit mos hy kan enige iets doen. Maar God se almag beteken daar's 2 goed wat hy nie kan doen nie. En my weet rus op die 2 goed wat vir God onmoontlik is om te doen. En die eerste ene is, God kan nie ontrou wees aan sy karakter nie. God kan nie ontrou wees aan wie hy is nie. En die tweede een waarop my geloof berus, is God kan nie 'n belofte breek wat hy gemaak het nie. Dis hoekom ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk. Beteken nie noodwendig dit gaan nou goed nie. Beteken nie dat in die oomblik waar jy nou is, alles uitgesorteer is in jou lewe nie. Dit beteken bloot dat God by jou is. Dat die Heilige Gees nou in jou donkerste oomblik besig is om te pleit by God vir jou. En daarom kan jy weet dat alles ten goeie sal meewerk, want die Heilige Gees bid in volmaaktheid jou gebed vir God. En daarmee wil ek afsluit vanmôre. As ons die nagmaal gebruik vanoggend,
Is dit God wat vir jou wil sê, dit is vir 'n gebroke mens, ek het jou nie vergeet nie. As jy op jou donkerste plek is vanmôre, neem hierdie brood, neem hierdie wyn, en onthou, God sê vandag vir jou, ek het jou nie vergeet nie. Ek kan jou nie vergeet nie, want ek is deel van jou. Soos jou genetika deel is van jou, soos die kleur van jou oë en die kleur van jou hare deel is van jou, so is ek deel van jou. Ek kan jou nie vergeet nie. Mag vanmôre se nagmaal jou gees tot berusting bring. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Gees, ek wil eintlik vanmôre kom vra, rig U die woorde. Dit voel amper asof ek net die alfabet wil opsê en sê, Heilige Gees, kies die letters, want dit is wat U doen. Dankie dat ek in my donkerste oomblik ook van worsteling en twyfel kan weet, U tree vir my in. U pleit vir my, dat U nie net vir my bid nie, dat U namens my bid. Here Jesus Christus, versterk en bevestig dit vanmôre, deur die brood en die wyn, want dit is hoe lief U ons het, oneindig, dat U mens geword het, aan 'n kruis kom sterf het, terwille van my en elkeen van ons wat hier is. Mag ons vertroos uitgaan, mag ons bemoedig uitgaan, in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ek wil vra, dat die tafel nou vir ons in gereedheid gebring sal word, asseblief. Terwyl as julle vir ons die tafel in gereedheid bring, kom ons sing lied 301, net so terwyl ons sit, vers 1 en vers 4, lied 301, vers 1 en vers 4. Ek wil vra dat die ouderlinge wat saam met my aan die tafel sit, ook vir my sal vorentoe kom asseblief. Broers en susters, voor ek die diakens en die ouderlinge wat vir ons bedien vorentoe roep, wil ek net 'n stukkie lees uit waaroor die nagmaal gaan. En voordat ek lees, wil ek almal wat vanoggend by ons kuier en gaste is, as jy die vrymoedigheid het om die nagmaal in u gemeente en in die kerk te gebruik, nooi ek u uit om saam met ons die nagmaal te gebruik.
Ons gebruik is, ons deel die tekens uit en ons hou dit, en dan wanneer almal die wyn en die brood ontvang het, dan stel ons die tekens een vir een in. Maar voordat ons daar kom, die wese van die nagmaal. Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd, waar die verbintenis tussen God, Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenis. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. In die tweede plek is dit 'n waarborg. In die derde plek is dit 'n gemeenskap met die lewende Here en ook met mekaar. Vierdens is dit 'n toekomsverwagting. Vyftens 'n vreugdefees. En sestens 'n fees van dank. Ek wil hê as jy vanmôre die brood ontvang en die wyn ontvang, neem dit in die hand voordat ons begin, voordat ons dit instel, en gebruik dit vanmôre as 'n feesmaal. Die fees van die verlossing van Christus. Die herinnering wat Jesus sê, ek het jou nie vergeet nie. Dankie. Ek wil nou vra dat die ouderlinge, die diakens wat bedien vir my vorentoe kom. Broers en susters, kom ons sit so, dan bid ons saam. Ons Here God, voor ons 'n maaltyd geniet, bid ons altyd en ons sê dankie Here vir die voedsel. Ons sê altyd dankie Here vir die voorreg wat ons het om by 'n maaltyd aan te sit. En ons vra Here dat U ons sal seën daarmee, dat die voedsel ons krag sal gee, sodat ons die koninkryk kan bou. Vanoggend wil ons dieselfde kom doen en sê dankie Here vir hierdie maaltyd. Maar Here, hierdie maaltyd het die lewe gekos. Hierdie maaltyd wat ons vanmôre vier, is die liggaam en die viering van dit wat U vir ons aan die kruis bewerk het. Die prys wat U betaal het. En Here, daarom wil ons vanmôre meer as enige ander maaltyd met diep nederigheid en dankbaarheid hierdie brood en wyn op ons lippe neem vanoggend. Ons wil dit so doen, Here, dat dit nie onnadenkend is nie, maar dat ons al die besef sal bring van hoe lief U ons het. Soveel so dat U alles prys gegee het ter wille van ons. En daarom, Here, as ons hierdie maaltyd vier, wil ons vra dat U dit vir ons sal seën. Kos voed ons en kos gee ons krag en energie. Maar Here, hierdie voedsel wat ons eet, gee ons die hemelse spyse vanmôre. Dit voed ons gees en dit voed ons siel. En Here, daarom wil ons vra dat ons met hierdie brood en wyn U liefde sal ervaar, berusting sal vind en sal hoor U sê, ek het jou nie vergeet nie. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en weet dat sy liggaam gebreek is tot volle en volkome verlossing van al jou sonde. Die wyn wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en weet dat sy bloed gevloei het tot alle en volkome verlossing van al jou sonde. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vanmôre vir hierdie maaltyd. Die maaltyd van die ewige lewe. Here, en daarom vra ons nou dat U ons
met vreugde hier sal laat uitstap. Met 'n las van ons skouers af, 'n ligte gemoed en 'n geligte gees. Want U dink aan ons. U kan ons nie vergeet nie. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af met lied 431 en ons sing daarvan die eerste vers. O Gees van Vader en van Seun, ons voorspraak, leidsman, krag en steun. Dis die samevatting van dit wat ons gelees het vanmôre, dit wat die Here vir ons geopenbaar het. Kom ons sluit af deur te staan en te sing lied 431 en ons sing daarvan net die eerste vers. Ontvang nou die seën van die Here en gaan en weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Want die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.